Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Vrydagoggend. Ja, ons is besig met Johannes se Evangelie, ons nog in hoofstuk 13 en dis in die lydenstyd wat ons dit doen. Dit is skrikwekkend hoe vinnig ons nader beweeg na Paasnaweek toe. 'n Tyd wat mense regtig fokus op hulle verhouding met God. Ons het dit al baie vir mekaar gesê, 'n tyd van persoonlike toewyding, tyd wat jy weer kyk na jou persoonlike verhouding met die Here. En dit is net, ja, in hierdie tyd is dit baie goed dat ons hierdie teks lees, hierdie laaste tyd van Jesus se lewe op aarde. En ons is Johannes 13 vanaf vers 36. Simon Petrus vra hom toe, Here, waarheen gaan jy? Jesus het hom geantwoord, waarheen ek gaan, kan jy my nie nou volg nie, maar later sal jy volg. Maar Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek u nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir u aflê. Toe antwoord Jesus, sal jy jou lewe vir my aflê? Amen, amen. Ek sê vir jou, die haan sal beslis nie kraai, voordat jy my 3 keer verloon het. Jo, geliefdes, hierdie teks is eintlik 'n verskriklike teks. Ja, hier is so baie in hierdie teks. As Jesus sê waarheen hy gaan, dan weet ons nou, ons weet, hy praat eintlik van sy kruisiging. En dan sê hy vir Petrus, jy kan my nie nou volg nie, maar later gaan jy, en daarmee dui hy eintlik aan dat Petrus wel eintlik ook sy lewe sal opoffer terwille van die evangelie. Maar die eerste reaksie van Petrus gaan wees, dat hy gaan sê, ek ken hom nie. En weet, hierdie teks konfronteer ons, hierdie teks, dan bedoel ek die hele gedeelte in Johannes wat ons mee besig is en lees, met reaksies op Jesus. Hoeveel keer het ek en jy dit al gesien, verskillende reaksies, né? Die een groep wil hom doodmaak. Judas verloon hom. Judas verraai hom. Petrus sê, ek ken hom nie. So in hierdie tyd word ek en jy ook gekonfronteer met ons reaksie op Christus. Die Here gesê, gaan my 3 keer verloon. Hoekom 3 keer? Dit het 'n simboliese betekenis in die Bybel. Dis 'n betekenis van, dit is volledig. Die getal 3 speel 'n groot rol. Onthou wanneer Paulus skryf en hy sê, ek het vir die Here gebid dat hy hierdie doring in die vlees moet wegneem, maar sê ek ook 3 keer van die Here gevra. Dit is nie noodwendig dat Paulus net 3 keer gebid het daaroor nie, maar dit is dat hy dit volledig voor die Here gebring. Eintlik sê Jesus vir Petrus, jy gaan my volledig verloon. Jy gaan heeltemal volledig met definitiwiteit ontken dat jy my ken. Ek en jy kom nie in dieselfde situasie as Petrus nie. Maar daar is tog plekke waar ek en jy baie mooi gaan moet dink. Is daar nie tog areas aan my lewe waar ek tog baie keer die Here Jesus verloon nie? Mag die Here ons bewaar daarvan. Amen. Here almagtige God, baie dankie dat ons ook hierdie gedeelte mag lees. Ons bid dat U ons sal versterk, dat ons net in geloof in U mag vashou. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, 'n baie besige naweek aan ons kant, waar jy ook al is, kyk of jy van dit kan ondersteun. Vanmiddag 5:00 het die vroue hulle wêreldmiddag vir vroue, so ek wil tog vir al die vroue ook wat hierna luister sê, mag dit vir jou 'n baie geseënde dag wees vandag.
En as jy nie in Wenen kan uitkom by die Wêreldmiddag vir vroue nie, ek glo daar's ander plekke waar dit ook gehou word in jou omgewing. Jy kan probeer om dit by te woon. Dan môreoggend bak ons in Mooirivier pannekoek daar voor die Spar. So enigiemand, kom kuier net, kom sê hallo, kom maak 'n draai, ry bietjie uit soontoe as jy in Wenen of Escort bly en kom sê vir ons hallo en kom koop 'n paar pannekoeke. En as daar mense in Mooirivier is wat dalk nog vir gehelp het, kontak vir my, jy's baie welkom. Dit is sommer net 'n lekker geleentheid om weer bietjie met mekaar op tyd te spandeer en te kuier. En dan natuurlik die eredienste Sondagoggend 8:00 in Escort, 10:00 in Mooirivier en ook die middag 5:00 in Wenen. U is regtig baie welkom. Mag jy 'n baie mooi dag hê. Totsiens.